weet nie of het jy al ooit die voorreg gehad om 'n grenspos oor te steek nie. Nou, wat maak 'n grenspos 'n grenspos? Ons dink baie keer aan grensposte as plekke met hoë heininge. En hoe groter die heininge is, hoe beter gaan dit wees om ongewenste elemente uit te hou en gewenste elemente binne te hou. Maar grensposte gaan nie net oor heininge nie. Grensposte het altyd 'n mens daarachter, 'n iemand, 'n persoon, een of ander autoritaire persoon wat moet seker maak dat sekere mense ingesluit word en ander mense uitgesluit word. En dit is wat ons mee te doen het in vandag se skriflesing. In Markus 10 lees ons van die blinde Bartimeus. En dit is die enigste plek waar 'n persoon wat Jesus genees het, sy naam pertinent genoem word in die evangelies. En ons kry die tipiese formule wat ons by allerhande ander genesings van Jesus kry. Jesus sien hierdie persoon raak, hy raak die persoon aan en die persoon word genees. Maar daar is hier 'n ekstra element wat bykom, wat ons nie sommer by die ander genesings van Jesus sien nie. En dit is dat die disippels hulle self aangestel het as die persone wat toegang probeer beheer na Jesus toe. Hulle maak eintlik in al 3 van die evangelies, want hierdie verhaal kom in al 3 van die evangelies voor, maak hulle eintlik vir Bartimeus stil. Hulle wil eintlik hê hy moet stil, choopstil, eenkant gaan sit, sodat hulle niks met hom te doen hoef te hê nie. Nou, hoekom maak die disippels vir Bartimeus stil? Dalk is hulle skaam oor Bartimeus. Dalk voel hulle dat Jesus ietsie spesiaal het en as Jesus van sy ietsie spesiaal vir Bartimeus gee, dan is daar minder ietsie spesiaal vir die disippels oor, asof Jesus se goedheid en sy liefde soos 'n koek is, en as Bartimeus 'n groter sny van die koek kry, beteken daar is minder koek vir die disippels oor. Daar is verskeie redes hoekom ons toegang somtyds wil beheer. En baie keer wil ons selfs toegang beheer na die Here toe. Ons is baie keer bang om mense in te nooi wat uitgeworpenes is. Ons is baie keer bang om mense in te nooi wat ons eintlik niks mee te doen wil hê nie, omdat daar een of ander grens tussen ons en hulle opgestel is. En dan stel ons onsself aan as hierdie autoritaire persone, hierdie mense wat die toegang na Jesus toe moet beheer. Terwyl Jesus eintlik 'n poreuse grens verkondig het. Laat die kindertjies na my toe kom. Terwyl die straatkinders dikwels kinders is wat uitgestoot is en uitgeskuif is, het Jesus gesê, nee, laat hulle na my toe kom, bring hulle nader na my toe. Jesus het keer op keer grense oorgesteek, keer op keer gewys dat toegang na hom toe nie beheer hoef te word nie, want hy is 'n God van liefde en 'n God van deernis. Mag ek en jy vandag en elke ander dag leer om nie toegang na Jesus toe te beheer nie, maar om juis ietsie van sy liefde te beklemtoon en te verkondig. Hemelvader, baie dankie dat U vir ons lief is. Dankie dat ons vrye toegang na U toe verkry het in U Seun Jesus Christus. En Vader, help ons om nie onsself aan te stel as die toegangbeheerders na U toe nie, maar as mense wat U liefde uitleef. Ons vra dit alles in die groot en heilige naam. Amen. In Mei maand vier ons Kinderbeskermingsweek. En ons kerk se maatskaplike dienste, hulle naam is Rata, het gevra vir 'n Hoop vir 'n Kind projek. En hulle samel dan nou geld in om kinders wat behoeftig is, kinders wat weggeneem is van hulle huise af, omdat hulle huise ondraaglik geword het, of nie veilige plekke is nie, of omdat hierdie kinders mishandel word. Rata samel geld in om juis hierdie kinders te kan help, met die oog op Kinderbeskermingsweek wat in Mei plaasvind. Ons vra alreeds hulp in hierdie verband, as jy voel dat die Here dit op jou hart geplaas het, en jy wil graag ietsie gee, om 'n verskil te maak in 'n behoeftige kind se lewe, met die oog op Kinderbeskermingsweek wat in Mei plaasvind, is jy baie welkom op die onderstaande skakel te klik en 'n donasie te maak. Hierdie gelde betaal ons dan nou in Mei maand oor aan Rata, sodat hulle die goeie werk kan doen wat hulle elke dag doen. En onder andere reël hulle berading vir kinders, sielkundige dienste, arbeidsterapeute en dies meer, sodat hulle hierdie kinders tot die beste van hulle vermoëns ook kan help. En jy kan ook help om hierdie werk moontlik te maak. So baie dankie dat ons jou hiervoor kan vra. Baie dankie dat jy vandag saam met my gekuier het. Ons kuier weer.